vers 3. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Hierdie mense aan wie die Here verskyn het, hulle moes nie net hoor dat hy opgestaan, die Here wou homself aan hulle vertoon, met onbetwisbare bewyse dat hy lewe. Hy het hulle selfs uitgenooi om hom aan te raak, saam met hulle geëet. Dan sê vers 3 verder, in die loop van die 40 dae, dis 40 dae, het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk gepraat. Dit was die onderwerp van sy prediking in hierdie tyd, spesifiek oor die koninkryk, en ons gaan daaroor praat. Mense, ons kan oor baie dinge predik, maar dit is belangrik dat ons oor dit wat op die hart van die Vader vir sy kerk is, moet bedien, die koninkryk en wat dit werklik is. Christ Jesus. He had conquered death and the wrath of God was satisfied. The chains of death was broken. Eternity was unlocked for those who believe. The bondage of death was broken. En hy openbaar homself, maar hy openbaar homself nie op die bergtoppe in heerlikheid sodat almal hom kon sien. Hy paradeer nie deur Jerusalem se strate as die een wat uit die dood het opgestaan, of gaan nie na die tempel om hom aan die priesters te openbaar as die opstanding in die lewe en hulle verkeerd te bewys nie. Nee, hy openbaar hom aan die individue, agter geslote deure, persoonlik en privaat, openbaar hy hom aan mense. En hy laat hulle toe om hom aan te raak, en hy raak hulle aan deur sy teenwoordigheid, sodat vrees en ongeloof oor hulle lewens gebreek en vanuit hulle harte verdryf kon word. In hierdie 40 dae was die Here nie daarop uit om die skares te beïndruk, maar die individu tot wie se hart hy spreek te transformeer. Een tot een op 'n keer, en dis hoe mense deur die Here bereik en bedien kan word. Privaat en in klein intieme groepe bedien die Here hulle, verseker hy hulle dat hy met hulle is, herstel hy hulle geloof en bring hy vrede opnuut in hulle harte. Tot die wat hy in hierdie 40 dae sou ontmoet, bevestig hy hulle roeping en gee hulle opnuut hulle opdrag vir die toekoms. En die eerste persoon met wie die Here ontmoet is nie die disippels nie. Dis nie die priesters van die dag. Dis 'n vrou met die naam Maria Magdalena. 'n vrou uit wie hy demone en duiwels, onreine geeste uitgedryf het. Hierdie sondige vrou, na wie die godsdienstige leiers van die tyd natuurlik neerhalend verwys en op neergekyk het, wat buite kan die graf ween oor haar meester wat dood is. Hy verskyn aan Maria Magdalena, hierdie vrou, en hy noem haar naam, terwyl sy hom eers nie herken, en die noem van haar naam verdryf die vrees. En haar gebroke hart wat stikkend is en treur en ween oor haar geliefde Here wat gesterf het, word geheel deur daardie een woord, haar naam wat oor sy lippe tot haar gespreek word, Maria. Hy spreek tot haar hart en elke verskeurde deel van haar siel word weer saamgevoeg. Hierdie vrou wat die bevrydingskrag van die Here ervaar het, sy was besete van geeste, sy was verlos, sy was bevry, maar nou sien sy ook die opstandingskrag, geopenbaar aan haar menslike oë, buitekant die graf, wat leeg is. And she was transformed from being weeping to becoming witnessing. Want sy hart klop na die disippels, wat bang en vreesbevange toegesluit is, en sy gaan sê aan hulle, hy het opgestaan, ek het hom met my eie oë gesien. Dan het die Here aan ander verskyn, die Emmausgangers. 2 manne wat op pad is na Emmaus, so verward in hulle gemoed. Hulle stap en, terwyl hulle wegstap van Jerusalem, wegstap van die kruis wat leeg staan, wegstap van die chaos wat in Jerusalem plaasgevind het, met die wroeging wat in hulle harte omgaan, sluit 'n vreemdeling by hulle aan, en stap in stilte
saam met hulle. Emmaus, so 12 kilometer buitekant Jerusalem. En terwyl hulle stap, stort hulle verwarde gemoedere uit teenoor hierdie vreemdeling wat saam met hulle stap. Hulle sê vir hom die volgende, jy kan in Lukas 24 hierdie gedeelte gaan lees, hulle sê vir hom die volgende, ons het so gehoop dat het hy is, wat Jerusalem en Israel sou kom verlos. Dit beteken, as hulle sê, ons het gehoop, dat daar nie meer hoop in hulle harte is. Die hoop is verbrysel en vernietig deur die feit dat hy gesterf het. En die Bybel sê, hy begin om aan hulle die skrifte uit te lê, vanaf Genesis tot Maleagi, vanaf Moses en die profete en die psalms, en hy verduidelik dat elke skaduwee in die Ou Testament spreek van hom wat sou sterf, begrawe word en op sal staan vanuit die dood, om die verlossingsplan van God, die Vader, te kom openbaar. Hy stap saam met hulle. Hy luister na hulle. Hulle wat se geloof gekras is. Hy sou ander gaan bedien wat toegesluit is in vrees, verward in hulle gemoed. Hulle wat treur oor hom, hulle wat twyfel dat hy werklik opgestaan het, en hy bedien en ontmoet met hulle elkeen waar hulle is. En ek wil vanoggend vir iemand sê, die Here, en as jy dalk vanoggend onseker is waar die Here is in jou pyn, wil ek jou verseker, hy stap saam met jou. Jy is dalk onbewus dat die Here met jou wandel, maar hy is met jou. Die disippels sit toegesluit in 'n kamer wat hang, waar die vrees swaar op hulle druk. 10 volwasse manne, Judas is nie daar, en ons sien, Thomas is ook nie daar nie. 10 van hulle sit daar. Dis manne wat gesien het hoe die Here die dooies lewend maak. Wat gesien het hoe op die water loop, en selfs Petrus vir 'n tyd op die water loop. Dis manne wat die krag en die hand van die Here eerstehands beleef en persoonlik ervaar. Hulle sit daar in vrees. En jy sien, dis nie dat hierdie manne nou nie meer geglo het nie. Hulle het 'n plek bereik waar hulle nie meer geweet het wat om te glo nie. Hulle sit daar in hierdie kamer in stilte met 'n skuldgevoel wat swaar op hulle gedruk het. Hulle het die gerugte gehoor dat die graf leeg is. Onthou, hulle het gehardloop na die graf. Hulle het net die doeke gesien. Hulle het Jesus nog nie gesien nie. Die vroue het gesê hy het opgestaan, maar hulle self het hom nog nie persoonlik gesien nie. Totdat Jesus tussen hulle kom staan. Skielik en bonatuurlik, sonder om te klop, sonder om in te stap, skielik is hy daar tussen hulle. Sien hulle hom? Sien hulle die Christus, wie hulle gevolg het vir 3 lange jare? En onthou, dis manne wat die Here verloon het. Dis manne wat die Here verlaat het. Dis manne wat die Here ontken het. Maar hy staan in hulle midde, en daar's geen verwyte. Daar's geen beskuldigings. Daar's geen veroordeling. Hy begroet hulle met hierdie woorde: vrede vir julle. En hierdie woorde vrede vir julle is nie maar net 'n begroeting nie, dis 'n gawe van God. Dis 'n vrede wat storms stil kan maak. Dis 'n vrede wat jou dis nie 'n vrede wat jy kan bereik deur dit uit te redeneer of te probeer verstaan of te begryp nie. Dis 'n vrede wat jy alleenlik net kan ontvang. Die Bybel sê dis 'n vrede wat die verstand te bowe gaan. Vrede vir julle. En daarna sê die Bybel, Johannes 20, hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Gees. En dit is nie maar net 'n wind wat oor hulle sou waai nie. Nee, dieselfde grondteks van hierdie blaas oor hulle en die ontvang van die Heilige Gees is dieselfde wat gebruik was toe God die Vader Adam maak uit klei en die asem van die lewe in hom blaas, sodat Adam 'n lewende siel kon word. Dis die asem en die wind en die Gees van die Here wat lewe bring. Wat jou wederbaar tot 'n nuwe skepsel, wat jou gees wat dood is in sonde en misdade aanraak en jy gewederbaar word, jou geestesoë oopgaan, jou denke verlig, jou verstand vernuwe word. En jy anders kyk as wat jy gekyk en anders sien en verstaan en redeneer as wat jy
gedoen het. Vrede vir julle. Ontvang die Heilige Gees. En die Here wys aan hierdie manne sy wonde. Jesus steek nie weg wat hy verduur het nie. Hy openbaar dit. 'n bewys van dood en lewe in een asem. Hy blaas oor hulle. En hy gee in hulle lewe. Skepingskrag, maar nie net skepingskrag nie. Hierdie blaas sou ook comfort vir hulle beteken. 'n roeping vasmaak, hulle commission in hulle opdrag, nie net kalmte nie, maar hulle ook stuur, want hy sê vir hulle in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek nou ook vir julle. Hierdie kamer waar hulle was, dit was nie net 'n sanctuary nie, 'n heiligdom nie. En ek dank die Here vir 'n plek soos hierdie waar ons saam sy heerlikheid kan beleef. Maar meer as net 'n plek van ontmoeting en die heerlikheid van God wat hier rus wanneer ons saamkom in sy naam, is dit 'n beginpunt waarvandaan die Here ons verder stuur. Hy bekragtig ons hier, hy salf ons hier. Hy rus ons hier toe en dan stuur hy ons met sy Gees om vir hom te gaan leef en 'n verskil te maak deur sy krag wat hy op ons laat rus.